tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Een oggend, die sonnetjie was al mooi hoog in die lug, kom oupa uil windverwaaid by koning Louis Leeu se plat klip aan. En nou my alwyse, is jy so deurmekaar lyk? Vra koning Louis Leeu. O, u majesteit, hier is moeilikheid. Ouma uil is vroeg vanmôre hier weg met 'n mandjie. Sy het vir my gesê waar sy heen gaan, maar ek het weer met 'n halwe oor geluister en nou is ek baie bekommerd. Sy bly nooit so lank weg nie. Kyk waar sit die son al. O, nee, daar is moeilikheid, sê oupa uil en vee met sy vlerk oor sy voorkop. Maar waar kan sy dan wees? Is jy seker jy kan nie onthou nie, oupa uil? Vra koning Louis weer. Glad nie, u majesteit. Ek het al alles probeer om te onthou, maar ek kan net nie, sê oupa uil mismoedig. Kom, sit nou hier by my, en dan drink jy 'n bekertjie bloubessie tee. Dit help 'n mens nogal om te onthou, hoor, sê koning Louis en skink die tee. Aan die ander kant van die bos, nie ver van die eendedam af nie, sit ouma uil se niggie Ulna uil hoog op 'n tak en hou haar twee uilskuikens, Charlotte en Olivia, dop waar hulle onder die bome by die dam speel. So nou en dan wil Ulna aan die slaap raak, maar sy sit en wag vir haar niggie ouma uil om te voorskyn te kom. Dit is vandag Ulna se verjaardag, en elke jaar wanneer sy verjaar, bring ouma uil altyd vir haar iets lekkers. Maar vandag lyk dit vir haar asof ouma uil nie gaan kom nie. Die kinders speel te lekker in die lang gras onder die boom, en soos wat hulle speel, dwaal hulle al verder en verder van die boom af. Olivia, kom ons kyk hoe swem die eentjies daar in die dam, Sê Charlotte uiltjie. Sy is die oudste kuiken van tannie Ulna. Haar sussie Olivia is weer die jongste kuiken. En as mamma ons soek, Vra Olivia. moe, sy gaan ons stertvere uittrek as sy ons weer moet soek. Nee man, sy sal nie regtig nie. Sy sê maar net so, sodat ons nie ongehoorsaam moet wees nie. Mamma is baie lief vir ons. Sy sal nooit ons stertvere uittrek nie. Lag Charlotte en begin aanstap na die eendedam toe. En jy moet mooi sê, dis nie moe nie, 'n bees sê moe. Ek weet. Onthou jy hoe lekker het ons met ons neefies Ruben en Caleb eiltjies gespeel met die eende? Sê Olivia. Ja, en ons niggies Lilia en Mia het net so lekker saam gespeel. Sê Charlotte. Moe. Mamma en ons tannies het ons later gesoek, want ons het vergeet om die son dop te hou. Ons het te ver van die boom af gespeel en toe sê mamma, as julle weer so ver weg gespeel, trek ek julle stertvere uit. Lag Charlotte en Olivia. Ja, Livie, dit is altyd lekker as ons niggies en neefies kom kuier. Ek hoop hulle kom gou weer. Sê Charlotte. Hulle stap nog so, toe hulle skielik iets voor hulle in die gras sien lê. Moe, kyk Charlotte, wat is dit? Vra Olivia en gaan staan sommer stil. Moenie te naby gaan nie, Livie, dit is gevaarlik. Wag, laat ek sien. Sê Charlotte en stap nader. Dit is 'n mandjie. Maar kyk, alles het uitgeval en lê hier op die grond tussen die gras. Charlotte, dit lyk soos klein melktertjies. Waar kom dit vandaan? Moe. Vra Olivia. Kom ons tel dit op en sit dit terug in die mandjie. Dalk het iemand dit laat val of verloor. Daardie een sal kom soek daarvoor. Sê Charlotte. Die twee uilskuikens tel die melktertjies fliks op en sit dit terug in die mandjie. Maar terwyl hulle nog so loop en optel, sien hulle iets wat hulle oë sommer nog groter laat trek. Voor hulle in die gras lê 'n groot uil. Moe, wie kan dit wees? Vra Olivia en Charlotte gelyk. Kyk, dit lyk net soos ouma uil. Sê Charlotte en stap nader om te kyk of ouma uil nog asemhaal. Dit lyk darm as
asof sy nog asemhaal. sê Olivia en probeer ouma uil se kop 'n bietjie oplig sodat sy mooi kan asemhaal, Bly jy net hier, ek gaan gou vir mamma roep. Hoe. sê Charlotte en fladder daar weg na die boom toe waar Ilna lekker op die tak sit en dut. Charlotte is nog op pad na mamma Ilna toe Tink Tinkie skielik daar aankom. Ilna, jy moet wakker word hier op die tak. Ouma uil is skoonveld. Sy was op pad hier na jou toe vir jou verjaardag. Ek hoop nie sy het iets oorgekom nie. Sê Ilna uil. Net toe kom Charlotte uil by die boom aan. Mamma, kom gou. Ouma uil lê hier in die lang gras, nie ver van die eendedam af nie. Al die melktertjies het uit haar mandjie geval. Maar moenie bekommerd wees nie. Ek en Livie het dit almal opgetel en teruggesit in die mandjie. Ag, dankie my liewe kind. Maar kom, wys nou eers vir mamma waar ouma uil lê. Sê Ilna uil en vlieg sommer af onder toe na waar klein Charlotte staan. Toe hulle by ouma uil kom, begin sy net bykom, My dierbare suster, sê Ilna uil. wat het gebeur? Hoe? Gedoorie waar. Sê ouma uil en probeer regop kom. Ek het hier aangevlieg gekom en nie die tak sien uitsteek nie. Ek moes my dusnis gevlieg het teen die ou ding. Sit nou net so, ouma uil. Oupa uil is al verby rasend omdat jy nog nie by die nes is nie. Ek gaan hom net gou roep sodat hy jou kan kom help, Sê Tinkie en daar trek hy. Dit was nie lank nie, toe is oupa uil, koning Louis leeu en 'n klomp van die ander diere daar om vir ouma uil by te staan. Charlotte en Olivia, Sê oupa uil baie dankbaar. ek en ouma uil is julle baie dank verskuldig. Julle twee uilskeikens het vandag 'n baie dapper ding gedoen om vir julle ou tante so mooi te help. Dit was net 'n plesier, oupa uil. Sê Charlotte. Ouma uil is ons gunsteling tannie. Ons is regtig bly ons kon help, oupa uil. Sê Olivia. En nou toe, julle liewe goed. Ek het sommer vir ons 'n vars baksel beskuit en klein melktertjies saamgebring in hierdie ander mandjie wat ek op die nes gekry het. Ek hoop nie jy gee om nie, my ou liefste, Sê oupa uil en knipoog vir ouma uil. Glad nie my ou man, maar daardie beskuit en melktertjies was eintlik bedoel vir jou verjaardag môre. Sê ouma uil en staan op terwyl sy haar vere regskud. Laat daardie middag sit die uilfamilie almal op die grasperk onder die boom en smilte lekker saam aan die heerlike gebak van ouma uil. Dankie dat julle my so mooi gehelp het, Charlotte en Olivia. Julle mamma kan met reg baie trots wees op haar twee uilskuikens. Een van die dae is julle nie eens meer kuikens nie. Kyk net hoe groot het julle geword. Kom kry vir julle nog van hierdie melktertjies. Julle het dit verdien. Mensig, dit was nou amper vir jou 'n gedoente. Ek is so bly dat klein Charlotte en Olivia my ou geliefde daar raak geloop het. Kom ons kyk gou weer hoe mooi het jy geluister. Oupa uil gaan vir jou weer 2 vragies vra. Na die vraag gaan daar 10 sekondes wees vir jou om te dink oor die antwoord. En as die 10 sekondes verby is, gaan daar 'n klokkie lui. Dan gee oupa uil vir jou die antwoord. Goed, hier is die eerste vraag. Waarom het ouma uil na haar suster Ilna uil toe gegaan? Hier is die antwoord. Ouma uil wou vir haar suster Ilna uil melktertjies neem vir haar verjaardag. Hier is die tweede vraag. Wie het vir ouma uil daar op die lang gras gekry? Hier is die antwoord.
Charlotte en Olivia uilskykens het vir ouma uil op die gras gekry. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.